Elke dag is genade en jy gee nie sommer op 'n kind oor wat met hom gebeur het nie, of wat met haar gebeur het nie. Jy hou aan en jy hou aan. Toe hy by die huis kom na skool, toe staan niks in die huis nie. Toe het sy ouers terwyl hy in die skool was getrek. My standpunt is altyd dat elke kind het iemand in sy hoek nodig, net vir daai klein bietjie aanmoediging, net vir daai dit sal oukei wees, ek is hier. Solank ek hier is, sal jy oukei. Welkom by vandag se E-Kerk Nood podcast. Ons kuier vandag weer saam met die mense wat groot verskil maak in die wêreld daar buite en die noodprojekte waarby E-Kerk betrokke is. En vandag se gas is Helen Lots van die Morester Kinderhuis in Rustenburg. Welkom Helen, dit is vir ons verskriklik lekker om vandag saam met jou te kuier. Baie dankie. En dan Marietjie kuier ook soos ouer gewoonte saam, so ons gaan sommer vandag net lekker gesels oor wat alles gebeur by Morester Kinderhuis in Rustenburg. Helen, vertel vir ons so klein bietjie meer van die kinderhuis en hoe het jy betrokke daar geraak, sommer net so klein bietjie agtergrond. Okay, ons gesels oor kinderhuise vandag. Dit is, ek vier hierdie jaar my 24ste jaar as die center manager by Morester Kinderhuis. Dit is 'n geregistreerde Child and Youth Care Center, of in Afrikaans 'n kinderhuis, 'n geregistreerde jeug- en kinderhuis. En dit is gewoonlik die eindpunt van die hele hofsaak en van die hele ondersoek, want op die einde, nadat die kinders verwyder is en hulle deur die hof gegaan, dan is ek die place of safety vir hulle vir die volgende 6 maande. So dis so, ek dink altyd dat die werk het my gekies en nie andersom nie, want dis 'n uitputtende werk, is emosioneel dreinerend en ek doen dit al vir 24 jaar, maar ek dink ek het geleer en ek dink as ek nou weet wat ek toe geweet het, sou ek dit nooit gedoen het nie, maar in elk geval hier is ons nou. Hier is ons nou. Nou op daai punt, as jy sê dit, en wat ek nou 100% kan verstaan, dit is 'n baie emosionele werk. Hoe hou jy jouself staande? Wat maak dat jy elke oggend opstaan en weer 'n verskil gaan maak? Ek dink is genade. Ek dink ek bly nie op die perseel nie, wat help. Ek kan vanaand huis toe gaan, behalwe dat die foon die hele tyd aan is, kan ek huis toe gaan en ek kan nie daar sit. Ek weet nie of ek kan sê ek gaan 'n glasie wyn drink nie, maar ek sê dit nou maar. Ek drink 'n glasie wyn, ontspan, en dan gaan slaap ek, en môreoggend kry ek weer genade en ek vat dit elke dag soos wat dit kom. Ek probeer om nie vooruit te dink nie. Ek probeer om nie te dink aan oor 6 maande of oor 'n jaar nie. Vandag is net vandag. Sjoe. Dit is, mens kan nie anders nie. So gee die Here ook vir elke dag. Is soos hy sê, genade is elke dag nuut. Dis genade. Absoluut, jy sien dit elke dag raak. Marietjie, jy kan dalk vir my vertel, waar het ons paie gekruis met Morester en waar het E-Kerk se pad begin met Morester? Weet jy, Bardien, die verbintenis met Helen en Morester Kinderhuis is al 15 jaar oud. En hoe dit begin het, kan ek glad nie meer onthou nie. Dis net hierdie konstante versorging en entoesiasme van hierdie vrou wat ons elke jaar inspireer om deel van haar kinderhuis te wees. Haar passie vir die kindertjies, sy ken elkeen se stories, sy ken elkeen se geskiedenis. As jy daar gaan kuier, voel jy so welkom. Die terrein is so netjies, die kinderkamers is so pragtig. En haar entoesiasme vir hierdie projek, nou al die jare sonder staatsondersteuning, maak dit net vir my amazing om haar nog steeds te ondersteun. Haar liefde vir die kinders en haar volhoubaarheid oor hierdie projek is net vir my amazing. Helen, kan jy onthou waar die pad begin het? Ek het gister met Marietjie gepraat nie, en ek verbeel my dit het begin, Marietjie, ek is nie seker nie, maar ek verbeel my dit het begin by dames wat treie gebrei het in Limpopo. Soos in 15 jaar gelede, en onder andere was my naam op die lys gewees. En toe het Marietjie, maar ek dink dit was Marietjie se voorganger gewees wat sy naam my nou ontgaan het.
wat my toe gekontak het en toe neem Maritjie die projek, die HR van kerk oor as ek nou reg is. En toe die groep dames het treie gebrei. Ek dink hulle is van Limpopo of daar somewhere. En hulle het treie gebrei en my naam was op die lys en Maritjie het gekom saam met 'n klomp van haar kerkmense en hulle die treie kom uitdeel vir ons. En om een of ander rede het ons net geklik en daarna het hulle kom braai by ons. Ek weet nie of jy die braai onthou nie, maar hulle het kom braai by ons en Maritjie het met die kinders gepraat en hoe dit vir hulle is. En toe en so meer soos wat my nood opgekom het, kon ek altyd weet ek bel vir Maritjie en sê maar luister, ek het nou 'n krisis. En toe en so oor die jare het dit al hoe meer toegeneem. So onder andere ondersteun hulle ons baie finansiëel met 'n apteekrekening. Ons gaan nou weer treie kry binne die volgende maand of so vir die kinders. En ek dink die verhouding oor die 15 jaar het net wat sê Afrikaans ontwikkel, sodat ek weet dat as ek 'n probleem het, dan kan ek vir Maritjie bel en sy is ook een van my donateurs wat sommer net uit die bloute uit sal bel en sê hoe gaan dit? Het jy geld gekry? Het jy iets nodig? Is jy nog daar? Oorleef jy nog? So nou en dan oproep net om te sê ons dink aan jou. En ek dink dit is so die verhouding oor al die jare gekom het. Dis 'n pragtig, dis so lekker pad. Ek weet ek self was al 'n hele rukkie terug daar wat ek saam met Peer wat ook by Ekerk is, het ons gaan opnames doen daar by julle en ek onthou net hoe ongelooflik mooi en netjies dit is daar by julle. Wat is die uitdagings wat jy elke dag eintlik die meeste mee sit? My uitdaging op 'n dag tot dag basis is finansiëel. Dit is altyd so, aangesien daar nie staatsondersteuning is nie, moet ek van donateurs gebruik maak. Maar ek sou sê my daaglikse die grootste uitdaging wat ek op 'n dag tot dag het, is om elke kind se behoefte in te voorsien. En elke kind wat daar is, se omstandighede waar dit gekom het, is anderste. En so jy met elke kind behandel volgens dit wat deur hy gegaan het en dit wat jy kan doen vir dag om dit vir hom beter te maak. Sjoe. Het jy vir my 'n mooi storie om vir my te vertel van een van die kinders of iets waar jy regtig die Here se hand in gesien het? Deel so 'n bietjie 'n paar stories met ons wat al gebeur het. Ek het oor gister toe Maritjie vir my sê ek moet dit noem, toe dink ek het oor die jare regtig mooi stories gekry. Maar party van hierdie stories laat my armhare nou nog regop staan. Partykeer gebeur 'n wonderwerk onder jou oë en jy besef dit nie. So 2 jaar gelede is 'n dogtertjie by my geplaas, so 'n klein blonde dingetjie. En sy het verskeie pleegsorg, sy was by verskeie pleeghuise geplaas wat elke keer misluk het. En toe word sy by my geplaas en sy het geweldig baie uitvalle gehad. En in Desember verlede jaar 2025 toe kom daar 'n myn groep mense vir my kuier, 'n vroeë Kerspartytjie wat hulle kom hou. En al die kindertjies is nou daar en ons sit nou almal reg vir die saak en hier kom hierdie vrou om die draai. En die dogtertjie sit op die bank. En toe die vrou om die draai kom, toe gaan staan sy so by die kind en die koneksie was net onmiddellik daar gewees. Soos my armhare reis nou nog, hulle kyk vir mekaar in die oë en sy sê vir my, dis my kind daai. En ek sê, jy ken nie die kind nie, is jy seker? Ja, sy is baie seker. Dit is haar kind. Dit is die kind wat die Here vir haar gesê het. Sy kan nie kinders hê nie, maar sy wil hierdie kind hê. En die kind kyk in haar oë en vir die res van daai kuier het hulle bymekaar gesit. So, sy gaan nou op die 28ste in hulle sorg geplaas word. Dis ongelooflik. Dit is 'n ongelooflike storie en as ek dit vir mense vertel en sê almal is hulle seker. Toe sê ek, ja, weet jy wat? As die koneksie so onmiddellik daar was, dan is dit niks anders as 'n wonderwerk nie. So hoekom gaan ek vir haar al die sleg goeders vertel as sy voel sy is opgewasse en met hulp en genade van bo is sy bereid om dit te face en sy het deur al die prosesse gegaan om hierdie dogtertjie te kry.
dit was iets wat van 'n opstraande stryd, maar die 28ste Mei gaan ons na hof toe en dan gaan sy permanent by hulle geplaas word. Dis die mooiste storie. Nee, dit maak my so happy want dit gebeur regtig so min dat groter kinders in pleegsorg geplaas word. En veral sy wat verskeie pleegsorgplasings gehad het wat die laaste een het na 3 weke misluk. Ja. Wat laai eenvoudig teruggebring het en toe ek gedink, wel, weet jy wat, sy gaan by my bly tot sy 18 is en hier kom hierdie vrou om die draai en die koneksie is net onmiddellik daar, so dat ek nou nog soos ek sit, rys my arm haar, want ek kon nie glo dat hierdie wonderwerk hier reg onder my oë gebeur en niemand anders sien dit behalwe ek nie. En nou vandag bly sy by hulle en sy is nou wat ons noem leave of absence by hulle tot op die 28ste Mei en dan gaan sy permanent geplaas word. Jo. Het jy nog sulke stories wat jy ons kan vertel waar jy kon sien die Here het waar jy gedink het hier is nou die einde, maar hier die Here vandag voorsien en deurgekom vir jou? Ek het ja, September verlede jaar daar, ek is dom, ek vergeet datums en goeders, maar so in die middel van verlede jaar het 'n hospitaal my gebel en gesê maar hulle het 'n babatjie ingekry wat in 'n pittoilet gebore is. Sy was 'n mislukte abortus gewees en toe sy gebore en die ma het haar in die pittoilet laat val. En sy het lank daar gelê totdat iemand van die gemeenskap haar gehoor het en hulle dink toe eers is 'n katjie en hulle gaan dit ignoreer, maar hierdie dingetjie hou net aan huil. En toe iemand kyk, toe lê die baba in die toilet. En hulle haal haar toe uit en hulle vat haar hospitaal toe. Dis by die hospitaal kom toe sê die hospitaal maar hulle is oorvol. Sy gaan sterf, hulle kan nie na haar kyk nie. En die maatskaplike werker bel vir my en sy vra vir my, sal jy nie net die dogtertjie vat? Sy gaan in elk geval sterf, maar kan jy haar nie net gemaklik maak? Sê ja, ek het plek, gee haar vir my. Sy het nie 'n naam gehad nie, sy het nie 'n geboortesertifikaat gehad nie. En sy het die eerste nag by my gekom en ek gedink sy gaan dit nie oorleef nie. Sy het geweeg 750 gram of iets van die aard. Ek kon haar so in my 2 hande vashou. En sy was verskriklik gebrand gewees deur al die suur en daai lank lê en alles wat sy ingeasem het haar longe aangetas en ek het gedog sy gaan sterf. En die eerste nag het sy oorleef en ons het haar gebad en ek het tissue oil gesmeer, ek glo aan tissue oil. Ek het tissue oil gesmeer aan die brandmerke en die een oogie het skade gekry en ek het gedink, weet jy wat, as sy vandag oorleef, dan sal ons môre weer probeer. En môre het 2 dae geword en 3 dae geword en 'n week geword en toe sy na 'n week nog altyd lewe, toe noem ek haar Grace. Want Grace is genade en sy het genade gekry om te bly leef en sy wou leef. So, sy het absoluut floreer met tissue oil en baie liefde. En toe het haar ouma opgespoor deur die hospitaal en hy het 'n DNA-toets laat doen en dit was 'n match gewees en toe is sy by hom geplaas. Ek het nou die dag 'n foto gekry, sy is amper 'n jaar oud en sy kry. Sjoe. Ek het baie sulke stories, maar dis die stories wat my aanraak, wat by my bly, jy weet, wat laat besef dat elke dag is genade en jy gee nie sommer op 'n kind oor wat met hom gebeur het nie, of wat met haar gebeur het nie, jy hou aan en jy hou aan en jy kry die genade om te doen wat jy moet doen. Wat, die kinders bly by jou tot hulle 18 is en dan gaan hulle. Is daai nie vir jou moeilik nie? Dis terrible, maar jy leer, ek leer om empatie te hê, maar ek lewe my nie so daarin dat ek sê, maar okay, ek gaan jou nie daai geleentheid gee om uit te gaan nie, want ek wil jou nie uitgaan nie. En die wet maak net voorsiening vir tot op 18. Ja. Maar dit gebeur baie keer dat kinders by my kom wanneer hulle 6 maande oud is of so. En dan word hulle net daar gelos en dan word hulle 18 en dan is hulle nog altyd daar en dan is dit moeilik
vir my om te laat gaan. So dan, as hulle matriek skryf, dan skarrel ek rond en soek mense wat vir hulle werk kan gee, sodat hulle net iets kan hê, en dan, sodra hulle die eerste salaris kry, dan moet hulle 'n plekkie soek om te gaan bly. Maar die meeste van hulle bly so naby as moontlik aan die kinderhuis en kom loer af en toe in en sê hallo, hoe gaan dit? So ek het verlede jaar 2 gehad wat matriek geskryf het. Albei van hulle het 'n werk gekry, albei van hulle het blyplek gekry. So na 18 jaar het ek daarom, dink ek het hom daar iets reg gekry. Hulle staan op hulle eie voete. Hulle staan op hulle eie voete en hulle doen goed, en ek kan sê dis goeie kinders. Hulle is goed aangepas, hulle is goed gemanierd en albei van hulle het 'n goeie werk gekry. Al die kinders wat by jou is, hulle gaan skool elke dag. Dit Almal is van hulle gaan skool, en omdat dit met 'n hofbevel is, hoef ek nie skoolfonds te betaal nie. ja, Ek moet wel stationery skoolbenodigdhede betaal en ek moet 'n uniform koop, maar ek hoef nie skoolfonds te fonds te betaal nie. betaal nie. So hulle is, omdat hulle dan nie skoolfonds betaal nie, is hulle beheerliggaam kinders. So ek probeer om nie die las op 'n op een skool se beheerliggaam so groot te maak nie. So die kinders gaan in Rustenburg in verskeie skole, van Kroondal Primary School reg dwars tot by al die ander skole. So in elke skool is daar so 2 of 3 kinders op 'n slag. Is daar 'n storie wat jy kan vertel van 'n kind wat by jou opgeëindig het, wat jy regtig gedink het, hier is vir hierdie kind glad nie hoop nie, en hoe die kind jou heeltemal verbaas het? Ja, ek het so 'n storie, en ek gaan sy naam noem want dit is 'n sleg storie. Sy naam is David, en David se mense het hom een middag na skool, toe hy by die huis kom na skool, toe staan niks in die huis nie. Toe het sy ouers, terwyl hy in die skool was, getrek, omdat hulle illegal immigrants was van Zimbabwe, het die immigrasieraad of whatever mense noem agtergekom, die mense is nog daar, en hulle het toe gevlug terug Zimbabwe toe, en hulle die kind nie daar gelos. En toe het hy nêrens om te gaan nie, en toe bel die skool my en vra of ek nie hierdie kind sal vat nie. Ek sê, okay, nee, ek sal hom vat, maar hoe oud is hy? Nee, hy is 16. Hy is 16, ek sê, ek sal hom vat. En reg van die begin af het hy absoluut 100% ingesit in skoolwerk. En toe net by my gebly, maar ek het nie besef, omdat hy nie 'n ID gehad het, ek nie geweet dat hy is eintlik 20 nie, en nie 16 nie, maar hy was so ingestel daarop om ergens te kom, dat hy by my gebly het sonder om my te sê, hy is 20 jaar oud, en hy het in Kroondal skool gegaan. Ek het hom elke oggend gaan aflaai en elke middag gaan haal, en elke middag het hy by die boeke gesit en gewerk, en as hy iets nie verstaan het nie, het hy vir my kom vra. En toe brand hulle die skool af, en hy moet na Swartruggens se skool toe gaan. So ek het hom elke Vrydagmiddag gaan haal by die skool, hy was daar in die koshuis, en elke Vrydagmiddag gaan haal, en huis toe gekom vir 'n naweek, en vakansietye Moorsterk toe gekom vir vakansies. En toe hy matriek skryf, slaag hy dit met 98%. En hy kry 'n sokkerbeurs. Wow. Ek weet nie wat nou van hom geword het nie, ons het lanklaas kontak gehad, maar dit is vir my 'n suksesverhaal, maar ek dink my rol daarin was net ondersteunend geweest. Hy was so ingestel daarop om iets van homself te maak, dat hy actually net iemand in sy hoek nodig gehad het, wat kom sê, jy kan dit doen, jy sal dit doen, jy gaan dit doen, en as jy nie verstaan nie, dan kom vra jy vir my, en as ek nie verstaan nie, sal ek vir iemand vra. En hy het toe, aan die einde van sy eerste jaar in die koshuis in Swartruggens, sy tye, 'n sertifikaat gekry om te sê, for the most dedicated learner in school. En dit hang nou nog teen my muur. So hy is 'n suksesverhaal vir my. Ek weet nie wat van hom nou geword het nie, maar geen nuus is goeie nuus. So ek neem aan, dit gaan met hom Dit gaan met hom goed. Was die kind se naam Stompie? Wat die beentjies wat nie kon loop nie, wat so snaaks geskuifel het oor die grond. Ek het vir Stompie na 'n hele jaar se beklei in die hof in my pleegsorg gekry. Dit het presies 'n jaar geneem. So hy is nou amptelik in my pleegsorg,
En hy moet Jou nou in persoonlike pleegsorg of by die kinderhuis? my persoonlike pleegsorg, sodat ek hom op my Oei. mediese fonds kan sit, want ek kan nie dit nie nou doen deur 'n staatshospitaal nie, hy sal dit nie oorleef nie. So ek Ja. het hom nou, gaan hy nou 'n jaar lank op my mediese fonds wees dat hy geopereer kan. So November gaan hy 'n jaar op my mediese fonds wees en dan gaan ek hom laat opereer om die bene reg. Hy wil natuurlik nie, hy sê hy's fyn so, maar ek voel hy word kleiner by die dag en omdat dit 'n degenerative, ek weet nie wat is die Afrikaans daarvoor nie, moet ek begin en ek moet 'n poging aanwend om hom, jy weet, sodat hy kan ordentlik loop. So as alles goed gaan is November sal ek dan 'n pediatriese ortopeed kontak en ons sal kyk wat hy vir my aanbeveel en dan gaan ons begin, maar ek verstaan dit is 'n proses en is verskeie operasies, maar ek gaan nou begin maak met die eerste operasie November. So hy's by my, Dit is die dierbaarste ding. Ja. hy En is. so bright kind en hy lag altyd. Kyk, hy roel die nes. Ek sê dit my heeltemal in die sak. Hy kom weg met goed wat anders kinders waarskynlik nie meer sal wegkom nie. Maar ek is sy ma. So ek kan hom nie net drop nie. Jy weet, ek kan nie net toe hulle begin dreig om hom weg te vat uit die departement om wou wegvat en hom plaas omdat hy 'n longstay is volgens hulle, was my enigste opsie om hof toe te gaan. En hulle het my teëgestaan totdat ek toe nou gaan mou net by Renet en toe kom sy Rustenburg toe en sy sorg dat hy in my pleegsorg geplaas word en bygesê sy sorg ook dat daar 'n lasbrief uitgereik word sodat hy 'n geboortesertifikaat kan kry. So na 10 jaar het hy nou 'n geboortesertifikaat nou ook en hy behoort aan my. Dit is natuurlik 'n ander probleem daarby, Helen. Baie van die kindertjies kom daaraan en dat hulle geen identiteitsdokument of 'n geboortesertifikaat nie. Want die mamas kry die baba en dan los hulle die babatjie by die hospitaal en dan verdwyn hulle net. Nou wat doen Dis jy dan? Ja, die maatskaplike werker is veronderstel om dit op te volg en sy is veronderstel om die familie op te spoor en sy is veronderstel om dan by binnelandse sake 'n applikasie te gaan, 'n aansoek te gaan doen om die kind se omstandighede te verduidelik. Maar in die 24 jaar wat ek hierdie werk doen, is ek die enigste een wat dit nog ooit reg gekry het om 'n geboortesertifikaat uit binnelandse sake te kry. Dit is 'n verskriklike lang proses want hulle moet gaan opvolg waar die ouers is. En as hulle land uit is en die wet het nou verander, so jy's nie meer outomaties 'n Suid-Afrikaanse burger omdat jy hier gebore is. Hulle het die wet verander. So as jou biologiese ouers van buite die land se grense is, dan moet jy eers teruggaan na daardie land toe om daar aansoek te doen vir 'n geboortesertifikaat voordat jy kan terugkom Suid-Afrika. Al is jy in Suid-Afrika gebore. Die wet het verander. So dit is nie meer 'n outomatiese ding dat as jy in Suid-Afrika gebore is, ongeag van waar jou ouers vandaan kom, is jy outomaties 'n Suid-Afrikaanse burger nie. Dit werk nou nie meer so nie. So waar sy ouers is, weet ek nie, maar hy is nou 'n Suid-Afrikaanse burger met 'n wettige geboortesertifikaat en 'n ID-nommer. Hy's joune. En Helen is sy mamma. Marietjie, vertel vir my, julle is die pad met Ekerk en Morester met Helen is nou al so lank. Wat het jy by Helen geleer? Wat leer Helen jou? Weet jy wat, met al Helen se stryde om wat sy nie geld kry by die staat nie, en Helen se stryd om oorlewing en finansies, dis 'n permanente stryd wat sy stry, om haar personeel te betaal. Jy moet weet, as daar wasgoed gewas word, dis elke dag, 2 keer. Haar toegewydheid aan hierdie kinders is net vir my fenomenaal. Daar's nie by haar iets van, ek gee op vandag nie. Ek hou net aan. En soos sy sê, dag vir dag. Sy dink nie vooruit nie, maar sy vat nog steeds kindertjies in. Al kry sy nie staatsondersteuning nie. En dis hoekom ons besluit het om haar apteekrekening te betaal. Kan jy dink met kinderhuis en klein kindertjies, daar's altyd 'n ou nat neusie of 'n seer oor of 'n keelseer of 'n pleister wat nodig is of doeke wat gekoop moet word.
En dis hoekom ons hulle apteekrekening betaal. Want sonder apteekrekening, waar, jy weet hoe, Ja. met so baie kindertjies, jy weet, 'n toon wat gestamp word, of 'n toonaal wat oplig, of wat ook al. En partykeer weet ek, is daar nie genoeg waspoeier, dan koop ons by 'n Dis-Chem waspoeier op die met die geldjies. Want kan jy dink al daai wasgoed. Ek die eendag wat ek daar was, staan ek daar in daai waskamer en ek dink, hierdie man was die hele dag net wasgoed. En as hy net mooi alles droog het en in die kas het, dan kom die kinders van die skool af, dan moet die skoolklere gewas word. En hierdie massiewe wasmasjiene werk permanent. So, ag, die dames in die kombuise is ook so dierbaar. Kook lekker kossies vir die kinders. En die moeite wat Helen ook doen met studietyd en hulp met wiskunde en is maar inspirerend. Al die tydskrifte wat daar is, wat kindertjies help om prentjies te plak of wat ook al, jy weet die ou kleintjies moet ons altyd lettertjies uitknip en goedjies doen. Al daai goed is tot die kinders se beskikking. Helen se toegewydheid aan hierdie kinders is net wat my altyd inspireer. Helen, jy is 'n vrou van staal. Ek moet dit vir jou sê. Baie dankie, maar weer eens, dit kom nie uit myself uit nie. Soos ek aan die begin gesê, die werk het my gekies en nie andersom, en daarom dink ek dat ek sal genade kry elke dag om te kan aangaan. So dankie vir die kompliment, maar ek dink my standpunt is altyd dat elke kind het iemand in sy hoek nodig, net vir daai klein bietjie aanmoediging, net vir daai, dit sal okay wees, ek is hier. Solank ek hier is, sal jy okay. Hoeveel kinders is daar op die oomblik? Op die oomblik, omdat ek finansiëel dit self moet onderhou, het ek 12 kinders. 12 kinders. Ek het 12 kinders op die oomblik, die jongste is 16 maande en die oudste is 17 jaar. So, en omdat ek, omdat ek baie min donateurs het, of nie genoeg donateurs het om alles te cover nie, is dit die hoeveelheid wat ek op die oomblik kan behartig, saam met my en my personeel. So ons is 7 personeellede, en tussen die 7 van ons werk ons skofte, en ons kyk na 12 kinders. 12 kinders. 12 kinders waarin jy versekerde, as ek nou Engels kan gebruik, 'n massive verskil maak, glo ek vas met my hele hart. Helen, as mense nou vandag na hierdie podcast luister, en hulle wil graag betrokke raak by jou, hoe kan mense help? Wat het jy nodig? Weet jy wat ek dink, hulle moet my direk kontak. So as iemand, enige donasie is altyd welkom. Ek kan enige iets gebruik. So as hulle myself kan kontak, dan kan ek hulle my besonderhede gee. As hulle agtergrond nodig het, is hulle welkom om my te skakel. Moet ek my telefoonnommer gee of sal jy asseblief jou nommer vir ons sommer gee? Wat is jou nommer? Waar kan mense jou in die hande kry? My naam is Helen, dis Helen, en my telefoonnommer is 082 460 8418. Daar het julle dit. Helen, dit was vir ons verskriklik lekker om vandag saam met jou te kuier. Dankie dat jy elke oggend die keuse maak om op te staan, om 'n verskil te maak en die dag te vat soos hy kom. Ek dink jy bemoedig my ook vandag. Mens kyk altyd so ver voor jou uit en jy probeer so worry oor wat moet nog daar en wat moet daar gebeur, en die Here voorsien in vandag en die Here kyk na jou vandag. En as jy daai ekstra glas wyn vanaand moet drink, dan drink jy die ekstra glasie wyn ook. Daar's niks fout daarmee nie. En ons eer jou, en dit is vir ons 'n verskriklike lekker pad om saam met jou te stap. En ja, ons wil net graag hê jy moet weet dat ons jou baie waardeer vir dit wat jy doen. En ons het nou saam met Helen en Maritjie gekuier, en dan volgende maand kuier ons weer saam met een van ons ander noodprojekte. Tot dan, mooi loop.